Môre mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Ek wil vandag 'n bietjie met julle gesels oor 'n byekorf en byeboerdery en sulke goeders. Ons moet nou byeboere ook. En ons het nou 'n fabriek wat die byekorwe vervaardig. Nou die kas wat daar staan of die korf, dit is 'n Longstrot korf. Dit is 'n die algemeenste kas wat wêreldwyd gebruik raak. Hy's in die 1800s deur 'n ou Reverend Longstrot daar in Amerika ontwikkel, na die ou lank bye gebestudeer het en so aan op bee space. Dis nou 'n baie tegniese ding, maar dis die kas wat die meeste gebruik raak. En wêreldwyd, daar's nog ander tipes ook, soos daai kas wat jy in Winnie the Pooh sien, of die korf wat so in die ronde om soos 'n ronde huis lyk. Mense noem hom 'n skep, maar dis nou 'n ou tydse ding. Nou kyk, daar op die kas is 'n nommer. Dit is 'n nommer wat ons kry wanneer jy by die Byevereniging van Suid-Afrika geregistreer word. Dit is ons nommer daai. En hier, die kant in die kas staan KVD, dit is Christian se naam. Nou, hierdie bye wat jy daar sien, dit is die Kaapse by. Die wetenskaplike naam is Apis mellifera capensis. Dit is 'n baie aggressiewe by. Nou vandag is baie koud hier by ons. Hoewel die son skyn, is daar 'n bietjie bye aktiwiteit. Maar gewoonlik kan 'n ou nie sommer hier so by die kas staan, hy bye val jou aan. Jy moet aangetrek wees reg met jou bye pak. Jy lyk amper soos 'n maanman. Nou, in die byekas is 3 soorte bye. Dis die koningin, daar's net een koningin, dan 'n klompie hommelbye, en die grootste gros van die bye is die werkerbye, hulle is wyfiebye. Nou, die hommelbye doen niks anders as net paar met die wyfie, met die koningin, met ander woorde. En sy lê net eiers, sy lewe tot op so omtrent 5 jaar as dit goed gaan. Nou in die kas is omtrent enigiets van 40 na 50.000 bye toe, waarvan die grootste hoeveelheid die werkerbye is, en hulle doen alle werk. Hulle maak die korfskoen, hulle maak stuifmeel by mekaar, hulle maak nektar by mekaar, en hulle beskerm die korf. Met ander woorde, as daar 'n gevaar kom, beklei hulle hom af. Die hommelbye en die koningin doen niks nie. Nou, onder in die byekas is 10 sulke rampies. Hierdie een is nou mooi uitgebou met koek. Dis hoekom 'n mens nou boer moet hom. Hy bou die koek mooi in die middel, in die rampie, so jy kan die koeke uithaal en inspekteer en kyk of jou kas gesond is en alles. Ja, daar's 10 van hulle in. En dan, dis nou die onderkant van die kas. Die kas het 2 dele. Die bokant van die kas is hierdie plat kasie wat julle hier sien. Ons sit hom bo op. Nou kyk, dit is uit hierdie kasie uit waar jy die skoonheuning oes. Hy het weer so 'n plat rampie, en nou hierdie velletjie wasvel wat hierin is, dis uitgerolde was met die spesiale embossing van die byekorf. So die bye bou hom toe met koek. Hy draadjies hierin om te keer dat die koek stewig bly, en dit is hier waar jy jou skoonheuning uithaal. Jy sit hom binne in 'n uitswaier, al die rondte swaai hom uit met sentrifugale force, swaai die heuning uit. Heuning moet 'n ou op 'n lekker warm dag werk. Koningin lê mos nou eiers. Nou ou wil nie eiers in jou skoonheuning hê nie. Daarom sit ons hierdie sif, die grit, sit ons bo op daai kas. Haal die deksels af. Hy dis plaatdeksel buite op. Dan het hy onder die plaatdeksel nog 'n houtdeksel. Haal ons daai deksels af. Jy rook natuurlik die bye so 'n bietjie met jou rokertjie. Want as jy hom rook, dan maak 'n veldbrand na. En dan suip die bye hulle dik aan heuning, want hulle maak reg om te vlug. En terwyl hulle so dik gedrink is in die heuning, is nie lus vir beklei nie. Sit jy haal jy jou deksel af, jy sit hierdie sif bo op, en jy sit die plat kasie bo op, en jy sit weer jou deksel op. Nou, afhangende van hoe sterk die bye is, hoe volop die kos is en so aan, as hy
uitgebou is met koek, dan vat dit omtrent so 2 weke. Dan is hy weer vol heuning, maar dan moet jy nou 'n lekker sterk swerm hê, die kos moet volop wees. Nou die plante waarvan die bye nou die lekkerste heuning maak, is soos hier in hierdie tuin. Dis so winter hier die tuin is nou baie vaal, maar al hierdie bosse, kyk hier, hy staan binne in 'n lavenderbos. Hierdie lavender is baie goeie byekos en bloekombome, en hier is die Langeberg hierso. Hierdie fynbos in die Langeberg, die proteas en die suikerkanne en daai goed, maak baie lekker heuning. En dan blomme soos dubbeltjies en hierdie ou veldblommetjies, willeertjie en daai goed, maak baie lekker heuning. 'n Dubbeltjie het maar so 'n eenvoudige wit blommetjie, maar glo my, hy maak 'n baie lekker heuning. So sit daar nou, afhangende van hoe sterk jou bye swerm is, kom hier 10 rampies hierin, of miskien 9, dan het jy plek om hom lekker uit te bou. En daar haal jy jou skone heuning uit. Die sif keer natuurlik die koningin, daai gaatjies is groot genoeg dat 'n werker by kan deurklim, maar die koningin kan nie deurklim nie. So die koningin bly aan die onderkant van die sif, die werker by kan opklim, maar hulle is skone heuning gemaak, en daar is nie eiers en jong bye in jou heuning wat jy wil oes nie. Nou hierdie heuning wat jy nou daar uithaal, uit die platkas, ons in die byebedryf praat ons van hom as van 'n super, en hierdie is 'n super rampie. Hy is so 150 mm hoog. Nou, dit is die bye se spens wat jy eintlik bestel. Daarom is dit belangrik dat daar nie jong bye goed binne in die haikasie is nie. So, dit is omtrent in rowweg hoe bye korf werk en hoe byeboerdery werk. Die ding, ook natuurlik baie uitbrei, baie tegnies raak oor die ding. Maar dit is nou net so vir iemand wat dit nie weet nie. As jy belangstel om met 'n byekorf of wat te begin, kontak my. Ons het 'n fabriek wat die kaste bou. Ons bou groot op kommersiële skaal bou ons byekaste, maar ons wil graag iemand wat so 'n tuin soos hierdie tot sy beskikking het. Dis baie goed vir jou tuin om so 'n korf binne in jou tuin te hê. En as jy nou 'n groentetuintjie het, jou oeste is net beter, veral pompoene en komkommers en tomaties, al daai goed. Die bye gaan na die blomme en hulle bestuif hom. En wat die byeboerdery, wat die besigheid betref, bestuiving is 'n baie groot ding in die byebedryf. Net hier aan die kant die rivier, ek kan nie sien nie, is 'n pruimboord wat ons elke jaar bestuif. Nou appels, pere, pruime, bessies, arbeie, pompoene, al daai goeders moet bestuif word. As nie bestuif nie, is die oes 'n hele mislukking. Nou Einstein, wat nou beskou word as een van die slim mense in die wêreld, of wat die slimste was, het gebeweer dat wanneer die bye die dag uitsterf, dan is 5 jaar, dan is hongersnood op aarde. Nou ek weet nie of hy reg was nie, maar daar steek miskien waarheid in. Maar die as gevolg van die moderne kommersiële boerdery en al die chemiese middels wat gespuit word, is die byeboerdery of die bye bevolking, as ek so kan stel, kwai onder druk. En die bye is eintlik op die rooi lys van insekte wat moontlik uitsterf. So daai waarskuwing wat Einstein gegee het van as die bye uitsterf binne 5 jaar, dit moet ou nie te lig opvat nie. So dis sommer net so ietsie oor die byeboerdery, oor die byekorf. Baie min mense kom so naby 'n korf, jy kan sien waar hy gaan. Ek sê daar is 'n bietjie bye aktiwiteit, jy kan sien. Maar as jy met die Kaapse bywerk, sorg jy goed aangetrek as jy jou pak dig is. Daai bye steek en hulle weet presies waar jou vel die dunste is. As jy nou nog nie gevoel het wat is seer, maar jy laat 'n bye by jou neus gaan inkruip by jou daar binne jou neus steek, dan voel jy, ek weet nie, bye het my al gesteek, en ou moet baie versigtig wees met bye werk. Jy moet nie te braaf wees nie, want bye kan jou doodsteek. Daai hulle praat van venom, die gif.
hy as genoeg by jou steek maak jy dood. Baie mense is allergies vir bysteek. So as jy allergies is, hou Allergex pilletjies byderhand. Dit is antihistamiin en dan sal hulle jou deurdra tot jy by die dokter kan kom. Maar wees asseblief versigtig as jy moet by jou werk. As dit nie so koud was nie vandag, kon ek nie hier so lekker mak met julle staan en gesels nie. Nou ja, ek hoop julle het geniet. En enige maar miskien 'n navraag oor 'n baie bedryf het of miskien wil begin of een okasie soek om in jou tuin te sit, gesels met my, ek sal julle baie graag help.